Goeiemôre julle almal. Ek hoop julle het lekker geslaap. Drink koffie, was jou gesig, trek lekker aan en vat die lewe vas. Die Here gee vir ons hierdie nuwe geleenthede elke dag om voluit vir hom te leef. En hy doen dit ook deur die wysheid van die Gees wat hy in ons uitstort en hy doen dit deur die liefde van Jesus. Dis lekker om vanmôre weer by julle te kuier. Soms so ietsie uit die Here se woord met julle te deel. Vanmôre wil ek daai bekende gedeelte lees in Romeine 5 vers 3 tot 5. Paulus sê ons verheug ons in die swaar kry. Kan jy jouself indink om jou te verheug in jou swaar kry? Wel hy sê, hy weet swaar kry kweek volharding, volharding kweek egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Pragtige gedeelte. Ek weet nie of julle dit geweet het nie, maar elke 7 jaar skei jou liggaam al jou ou rooi bloedselle uit en dit vorm nuwe bloedselle. So die ouens sê vir ons elke 7 jaar is jy eintlik 'n splinter nuwe mens. Die ou 7 jare is verby en jou nuwe 7 jare het begin. En dis eintlik nogal 'n ding om te vra, hoe begin 'n ou van vooraf, nie? As jy alles verloor het, hoe begin jy weer? As jy gediagnoseer is met 'n baie seldsame, ongeneeslike siekte, vra jouself die vraag af, hoe begin ek van vooraf? Ja, weet julle, die lewe is mos nie speletjies nie. En ek dink 'n ou besef dit wanneer jy terugslag beleef en wanneer jy probleme het wat nie opgelos kan word nie. Of as jy weer slegte nuus kry. Of as dinge net nie vir 'n mens wil uitwerk nie. Maar weet julle, tog is dit so dat jy swaar kry dinge, is dinge wat 'n mens ryper maak. Dis dinge wat 'n mens sterker maak. En dis hoekom Paulus hom kon verheug in daai swaar kry. Wat ons brei vir die lewe, dit maak ons oop vir 'n bepaalde stuk wysheid wat ons leer. En ons sou dit nie op ander maniere kon kry nie. Jy sal ook weet dat baie keer is 'n ou se swaar kry is leerskole, nê. Dis leerskole wat vir jou wysheid en volharding aangeleer het. En dalk nog meer as dit bou jou karakter. Dit verander jou lewensuitkyk. Dit help jou om meer empatie te hê vir ander mense wanneer hulle deur swaar tye gaan. Dis baie keer daai ding van ek het nooit geweet hoe dit voel om in iemand anders se skoene te staan nie, totdat ek self daarin gestaan het. So dink sommer vandag net 'n bietjie terug aan die kere wat jy wel moes vasbyt en wat dit op die lang termyn nogal baie vir jou menswees beteken het. Want Paulus sê op die einde van die dag, wat met ons swaar kry gebeur, as ons dit deur die prosesse neem, bring dit vir ons uit op daardie hoop, die hoop wat nie kan beskaam nie, en die hoop wat alle eer aan die Here bring. Dit is wat swaar kry doen. So mag jy vandag terugdink, ook oor die moed wat jy kry, veral dan as 'n ou kyk na die pad wat vir 'n mens voor lê. En die enigste manier hoe ek en jy sal kans sien vir die pad vorentoe, is om altyd terug te kyk na die pad wat agter ons is. Hoe die Here daar vir ons vasgehou het. Hoe hy daar vir ons oor en telke male gebring het, dat ek en jy vandag nog steeds die lewe kan hê. So mag ek en jy vasbyt mense wees. Mag ek en jy nie die swaar kry tye van ons lewens verontagsaam of minag nie, maar mag ons dit gebruik om te groei en al hoe meer te word, soos wat die Here ons wil vorm. Kom ons maak die oë toe en bid ons. O Hemelse Vader, U was nog altyd so getrou in my lewe. Daarom wonder ek so by myself, hoekom sal ek vandag begin twyfel? Help my om in Jesus aan U vas te hou, want ek weet U het 'n plan met my lewe. Help my daartoe in Jesus se naam. Amen. Dankie julle. Julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag verder hê. Môre, kan julle glo, laaste dag van die week, dan praat ons gou weer. Totsiens.